Kom ons maak eers oë toe, dan bid ons saam voordat ons lees. Hemelse Vader, vanoggend wil ons aan U al die lof en die eer toebring. Jesus Christus, U is die koning van die wêreld. En ons het die voorreg om U te aanbid. O Heilige Gees, U is in ons, rondom ons, by ons, die teenwoordigheid van die drie-enige God. En vanoggend weet ons, U wil ook met ons praat, soos wat U altyd doen, deur U woord en deur U Gees. En vra ons Here dat U vanoggend ons harte sal aanraak, om U woord te verstaan, te hoor, vir onsself te neem, te eet as dit ware. Praat met ons Here, want ons besef dat ons as kerk in hierdie wêreld 'n roeping het om uit te leef. En daarom het ons nodig om U stem vir ons te hoor. Amen. Die boek Openbaring speel af as 'n dramatiese vertelling van God se meesterplan met die wêreld. As dit ware 'n opvoering in 3 bedrywe. Nou na vanoggend word die gordyn aan die einde van die tweede bedryf laat sak. Dis daai rooi blok waarmee ons klaar maak sodat ons volgende week met die derde bedryf in die boek kan begin. Net gou weer so 'n vinnige terugblik op daai tweede bedryf waarmee ons besig was. In hoofstuk 6 het ons gelees hoe die lam wat geslag is, die seels van die boekrol oopgebreek het. En in hoofstuk 8 en 9 het ons gelees hoe die engele op die trompette blaas. Nou dis alles dieselfde ding. Elke seël wat oopgebreek is en elke trompet waarop geblaas is deel van God se oordeel oor die goddelose wêreld wat reeds besig is om plaas te vind. Ons sien dit elke dag rondom ons ervaar dit aan ons eie lywe ook. Voordat die 7de trompet blaas, dis die finale einde, dis die wederkoms, is daar eers weer 'n tussentoneel in hoofstuk 10 en 11. Nou ek het laas gesê, wat is die doel van hierdie tussentonele wat so oppop in die boek? 2 dinge. Eerstens word die identiteit van die gelowiges bevestig. Ek het nou al 'n hele paar keer daarna verwys, dat terwyl God besig is om hierdie goddelose wêreld te oordeel, beland gelowiges ook dikwels in die spervuur. Gelowiges ly ook, kry ook swaar in die eindtyd. En onthou nou, die eindtyd is nie iets wat kom nie. In Openbaring is die eindtyd die tyd tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms. Ons leef die afgelope 2000 jaar in dit wat Openbaring die eindtyd noem. En dis 'n swaar tyd. En daarom doen Johannes baie moeite om die gelowiges gereeld gerus te stel. Hy herinner ons aan wat ons identiteit is. Hy sê julle moet onthou, julle is God se eiendom. Julle behoort aan God en hy gee vir julle om. Moenie moedeloos raak in die eindtyd nie. In hoofstuk 7 is die volle getal van God se kinders met 'n seël op die voorkop gemerk. En vanoggend gebeur daar iets soortgelyk om weer eens die gelowiges gerus te stel dat hulle aan God behoort. Nie een sal deur sy vingers glip of verlore gaan. En dan die tweede ding, die tussentonele help ons om te verstaan watter rol behoort die gelowiges in die eindtyd te vervul. Dis 'n belangrike vraag. Moet ons nou maar as kerk net staan en kyk na alles wat rondom ons gebeur? Kan ons dalk iewers 'n betekenisvolle bydrae lewer? Terwyl God besig is, of terwyl die oordeel van God oor die goddeloses op 'n skrikwekkende manier besig is om voltrek te word, moet die kerk
van Christus nog steeds haar roeping vervul. Ons taak hier op aarde is nie om maar net te oorleef nie. Ons moet nie maar net vasbyt en hoop en bid vir die beste en wens die einde wil nou kom en klaar kry nie. Nee, ons het 'n roeping. En ons roeping in hierdie tyd is om teenoor die vyandige mensdom, die wat Christus nie dien nie, te getuig dat ons aan Jesus Christus behoort. Dis ons job. Hoofstuk 10 oor die klein boekrolletjie wat Johannes moes eet. Hoofstuk 10 het gesê, ons moet die boodskap van God eet. Ons moet dit in ons geestelike gestel opneem. Want as ons God se woord van liefde en genade en God se teenwoordigheid, as dit deel word van ons lewens, dan kan ons daaroor gaan praat. Kom ons begin lees by vers 1, hoofstuk 11. Daar is toe aan my 'n meetstok gegee, wat net soos 'n staf lyk, met die opdrag, staan op en gaan meet die tempel van God en die altaar en tel die mense wat in die tempel aanbid. Die voorhof wat buite die tempel is, moet jy buite rekening laat en nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. Hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Nou die tempel en die altaar wat gemeet moet word, dis die kerk, as die geestelike tuiste van die gelowiges. En die aanbidders wat ook gemeet en getel moet word, dis die Christene. So hulle word almal, die kerk en die gelowiges, word simbolies gemeet om daarmee die versekering te kry dat ons God se eiendom is en dat hy vir ons in hierdie tyd sal beskerm. Nou natuurlik moet ons hierdie beskerming op 'n geestelike vlak verstaan. Want fisiese vervolging sal nog steeds plaasvind. Daar's baie gelowiges wat swaar kry omdat hulle oor God praat en dit wat hy in hulle lewens doen. Maar geestelik sal God ons altyd beskerm. Die beskerming van God is daai heuningsoet deel van die boekrol waarvan ons in hoofstuk 10 gelees het. Maar die bitter deel is die vervolging en die swaar kry wat ons beleef, as ons bereid is om te getuig oor ons verhouding met die Here. Vers 3. En ek sal my 2 getuies opdrag gee om in sak geklee 1260 dae lank te gaan profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en ook die 2 kandelare wat voor die Here van die aarde staan. Daai is belangrik, wat voor die Here van die aarde staan. Die getuies staan voor God. As iemand hulle kwaad wil aandoen, vlam daar vuur uit hulle monde wat hulle vyande verteer. En as iemand hulle kwaad wil aandoen, moet hy ook so doodgemaak word. Hulle beskik oor die volmag om die hemel te sluit, sodat dit gedurende die tyd wat hulle profeteer nie sal reën nie. Wat dink mense aan Elia se storie? Hulle het ook die volmag om, so dikwels as wat hulle wil, die water in bloed te verander, en om die aarde met elke moontlike plaag te tref. Dit laat dink mense weer so 'n bietjie aan Moses se storie. So dis die roeping van die kerk. Die roeping van die kerk in die eindtyd is om onbelemmerd en onverskrokke die boodskap van God te verkondig. Die 2 getuies van wie ons hier lees is tipiese Moses en Elia figure wat verteenwoordigend is van die hele kerk. Die kerk wat getuig. En die boodskap wat hulle bring, die boodskap wat verkondig moet word, is 'n boodskap dat God die wat nie glo nie uiteindelik sal oordeel. Dis hoekom daar vuur uit hulle monde kom en die hemel toegesluit word dat dit nie reën nie en hulle die goddelose aardbewoners met allerlei plaae tref. Maar nou, baie belangrik,
Die doel van hierdie oordeelsboodskap is nie om mense te veroordeel en tot die hel te verdoem nie. Dit is bedoel om mense se harte aan te raak, sodat hulle met hulle hele lewe kan terugdraai na God toe. Julle, God is nie besig om te rus in hierdie eindtyd nie. Hy is steeds bekommerd en besorgd oor die goddelose mense wat hom bly verwerp. En daarom stuur hy die twee getuies, die kerk, ons, om die nasies nog eens op te roep om tot inkeer te kom. Dis hoekom hulle ook met sakke aan, rou klere aan rondloop, om te sê, kom tot inkeer. Die 1260 dae wat hulle moet uitgaan en gaan profeteer, is 'n simboliese tyd van vervolging. Dis 'n moeilike tyd. Dis 'n ingeperkte tyd, maar dis 'n tyd van swaar kry en 'n tyd van oordeel. Nou die twee olyfbome en die twee kandelare het my kop so bietjie laat kopkrap. Daarvoor moet jy eintlik in die Ou Testament Sagaria hoofstuk 4 gaan lees. Want in Sagaria 4 word daar gepraat oor die twee olyfbome en die twee kandelare. Net soos die meet van die tempel bedoel was om te sê God beskerm sy volledige eiendom, net so is die twee olyfbome en die twee kandelare ook bedoel om te sê God sal sy kinders geestelik beskerm. As jy Sagaria 4 lees, dan is die boodskap daar, God is in beheer van die herbouing van die tempel. Onthou julle Nehemia, vorige preekreeks, Sagaria het in daai selfde tyd as profeet opgetree en sê, onthou God hou sy oog oor die werk. Gaan julle maar net aan en bou die tempel. God sal die tempel bewaar. En die ander ding wat Sagaria 4 sê, is dat God deur sy gees met Israel se teenstanders sal afreken. En nou word daai selfde twee Ou Testamentiese beelde van die olyfbome en die kandelare hier in hoofstuk 11, Openbaring 11 ingebring om te sê God hou sy oog op die kerk. Hy bewaar die kerk. Moenie bekommerd wees nie. En die kerk se opponente, die goddeloses, hulle sal uiteindelik in die slag bly. Hoekom is dit nodig dat ons daai bevestiging kry? Hoekom dink Johannes dis nodig vir 'n tussentoneel om die ouens net eers weer 'n bietjie moed in te praat en te sê, onthou, al gebeur wat, julle is getel en gemeet. God hou sy wag oor julle. En die goddeloses sal uiteindelik die onderspit delf. Dis nodig om dit te hoor. Want om die naam van Jesus Christus aan die vyandige mensdom te verkondig, gaan jou duur te staan kom. Mense gaan vir jou dalk lag. Jy gaan dalk agterkom, jy word nie meer so gereeld na jou ou vriendekring toe genooi nie. In sommige lande, as jy dit sou waag om oor die Here te praat, sal jy selfs met jou lewe daarvoor betaal. En dis presies wat ons sien nou verder gebeur, van vers 7 af. Wanneer hulle, eintlik dan nou die twee getuies, die kerk, wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onpylbare dieptes verrys teen hulle oorlog maak en die oorhand oor hulle kry en hulle doodmaak. Dan sal hulle lyke langs die hoofstraat van die groot stad lê. Daardie stad wat figuurlik gesproke Sodom en Egipte genoem word. Sodom die plek van alles wat sleg en verkeerd is. Egipte die plek van slawerny. En ook waar hulle Here gekruisig is. 3,5 dae lank sal mense vanuit die volke en stamme en tale en nasies hulle lyke daar sien lê, maar nie toelaat dat hulle liggame in 'n grafkamer begrawe word nie. Die aardbewoners sal oor hulle jubel en bly wees en vir mekaar geskenke stuur,
Want hierdie 2 profete het die aardbewoners gefolter. Maar na 3,5 dae het die lewegewende asem van God in hulle ingegaan. En hulle het op hulle voete gekom, terwyl diegene wat hulle gesien het, deur groot vrees oorval is. Toe het hulle 'n harde stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het in 'n wolk na die hemel opgevaar, terwyl hulle vyande hulle agterna kyk. Jy moenie in die detail vasgevang raak nie. Die dier wat uit die onderaardse diepte kom, om teen die kerk oorlog te maak, is die anti-kris. Ons sal nog oor hom praat in die hoofstukke wat kom. Maar kom ek stel jou so lank gerus, die anti-kris is nie 'n persoon nie, nie in Openbaring nie. So jy kan nie gaan sê, Adolf Hitler was die anti-kris, of, ons het mos so ander voorbeelde ook, Malema is die anti-kris, het hy nou opgestaan, of wat ook al nie. Die anti-kris is almal wat nie in Christus glo nie. Almal wat teen die Here is. En nou staan hier dat vir 'n ingeperkte tyd sal die mense wat die boodskap van God se liefde en God se genade verkondig, vervolg word. Dit sal nie maklik wees as jy jou mond oopmaak en sê dat jy die Here dien en dat hy in jou lewe 'n groot verskil maak nie. Dit lyk oënskynlik asof die bose die oorhand oor die kerk kry, né? Ek dink ons moet dit sê. Die kerk se getuienis in die eindtyd sal nie veilig verloop nie. Dit gaan met 'n onstuimigheid gepaard hier, waardeur die kerk se volharding en getrouheid ten spyte van vervolging getoets word. Nou daai gedeelte oor die lyke wat in die hoofstraat van Jerusalem lê, en die mense wat verhinder dat hulle begrawe word, en dan nog ewe bly vir mekaar persente stuur, mens sal so 'n Kersfees, om fees te vier dat daai getuies nou uiteindelik dood is, so nou kan hulle nie meer die goddelose mense aankla oor hulle sonde nie. Dis net 'n beeld om te sê, weet jy, dis die hoogste vorm van belediging en vernedering wat 'n mens kan deurmaak op aarde. Die goddelose se vreugde is egter van korte duur, want God bly steeds in beheer. Na die ingeperkte tyd van swaar kry en vervolging, laat God hulle opstaan en hulle op hulle voete kom, terwyl die omstanders in vrees toekyk. 'n wolk wat dui op God se teenwoordigheid sal die gelowiges die dag van die wederkoms by Christus in die hemel opneem. Julle nou begin 'n mens wonder, is dit die moeite werd? As ons nou hier lees dat dit moeilik sal wees vir die kerk van Christus, vir die gelowiges, om te getuig, dat mense ons sal verneder, in sommige lande ons sal vermoor, is die kool die sous werd? Moet ons dan nie maar net eerder stil bly en wag dat die Here ons kom haal nie? Kyk, wat is die effek wat die getuienis se verkondiging op die mensdom het? Vers 13. Op daardie uur het daar 'n groot aardbewing plaasgevind. En 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. In die aardbewing het 7000 mense omgekom, maar die res het vreesbevange geraak en aan die God van die hemel heerlikheid betoon. Die tweede ramp het verbygegaan. En kyk, die derde een kom gou. Hierdie groot aardbewing is tipies van die Bybelse verwagting oor wat sal by die finale einde gebeur. 'n tiende van die stad wat in mekaar stort, 7000 mense wat omkom, is simbolies van die feit dat dat net 'n gedeelte van die wêreld is wat in die slag sal bly. Wat gaan van die res word? Die ander mense wat nie in die aardbewing omgekom het nie, gee aan God die eer. Dit beteken, hulle het hulle sonde bely. Hulle het tot bekering gekom.
daarom dat hulle aan hom die eer gee. So die boodskap van die twee getuies en die swaar kry wat hulle moes deurmaak en die vervolging wat hulle ervaar het, was toe nie verniet nie. Mense het na God toe gedraai. Dit is die moeite werd om te praat oor die hoop wat in jou lewe. Kom ek som dit baie kort en eenvoudig op. Waar pas die kerk in by dit alles wat hier op die aarde gebeur? Die gelowiges word geroep om deur die krag van die Heilige Gees te getuig. Ons roeping is om aan die hele mensdom te vertel van die oorwinning van die lam wat gekruisig is. En om mense op te roep om hulle ook tot God te bekeer. Die mense wat God nie liefhet en dien nie, sal ons egter daarvoor haat. Disippels van Christus moet weet dat gehoorsaamheid aan die getuienisopdrag sal swaar kry en vervolging insluit. Maar, en hierdie is 'n vreeslike belangrike maar, die kerk leef en lei in die teenwoordigheid van God en sy Gees. Deur die krag van die Gees kan die kerk werklik getuie wees. En ons sou so ver kon gaan om te sê dat 'n kerk wat nie meer 'n getuie kerk is nie, is die naam kerk nie werd nie. Die hoogtepunt van hierdie hele tussenspel is ongetwyfeld vers 13. Die ongekende bekering van 'n klomp mense. Ja, die kerk se getuienis kan vervolging, selfs fisiese dood meebring, maar juis dit word deur God gebruik om die ongehoorsaames en die goddeloses tot besinning te bring. Al word die gelowiges in 'n sekulêre wêreld bespot en verkleineer, weet ons dat God self ons getuienis na die uithoeke van die wêreld sal dra. Ons fokus moet net deurgaans bly op die blaas van die 7de trompet, die wederkoms van Jesus Christus. Vers 15. Die 7de engel het toe op sy trompet geblaas. In die hemel het luide stemme opgeklink wat uitroep: die heerskappy van ons Here en sy Christus oor die wêreld het aangebreek, en hy sal as koning heers vir ewig en ewig. Ook die 24 ouderlinge op hulle trone voor God het op hulle gesigte voor God neergeval en hom aanbid met die woorde: ons dank U, Here God, almagtig, U wat is en wat was. En nou interessant, daar staan nie weer en wat kom nie, want dis die wederkoms wat beskryf word. Hy het klaar gekom. Net wat is en wat was. Ons dank U omdat U U groot mag opgeneem het en as koning heers. Die nasies was woedend, maar U toorn het ontvlam en die bestemde tyd het aangebreek om U oordeel oor die dooies te vel en om U diensknegte, die profete en die heiliges en hulle wat ontzag het vir U naam, klein en groot, te beloon en om die vernietigers van die aarde te vernietig. Toe is God se tempel in die hemel geopen en die verbondsark in sy tempel het sigbaar geword. Daar was ook weerligstrale, dreunings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm. Daar sal 'n dag kom dat alles wat ons hier op die aarde ken verby sal gaan. Die dag sal aanbreek
wanneer die koningsheerskappy van God en van Christus, wat reeds in die hemel erken word, ook op die aarde ten volle erken sal word. Met die wederkoms van Christus word God se ewige plan, dat hy in die hemel en op die aarde as die alleen heerser erken en bely moet word, word dit 'n werklikheid. En die gevolg van hierdie werklikheid is dat hy vir altyd as alleen heerser sal regeer. Die tydelike en die oënskynlike heerskappy van die sonde sal plek maak vir die ewige koningskap van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat nooit weer sal ophou nie. Julle, ek weet dat wanneer ons hoor, ons moet gaan getuig, dan kry mens so 'n knop hier op jou maag, dan nie? En dan kom die verskonings een na die ander ingerol. Ek ken nie die Bybel goed genoeg om daaroor te kan gaan praat nie. Ons is bang, mense gaan dink ons dweep. Dis waarskynlik die twee groot besware. En ek dink dis geldige besware. Maar ek dink ook ons kan daarby verby groei as ons weet wat ons moet gaan doen. Om te gaan getuig beteken nie jy moet die hele Bybel uit jou kop uit ken en dit nog gaan staan en resiteer vir mense nie. Getuig beteken bloot ek gaan vertel vir mense van die liefde en die genade van die Here in my lewe. As die geleentheid hom voordoen, sal ek sê dat die teenwoordigheid van God 'n groot verskil in my lewe maak. En as jy dan 'n Bybelvers wil bysit, wil ek amper sê is Psalm 23 heeltemal voldoende. Met hom kan jy ver kom en almal ken hom. As dit met jou goed gaan, kan jy vertel dat die Here jou herder is, en dat jy niks kort nie, dat jy genoeg het van alles. Jy ervaar hoe jy by 'n feestafel aansit, hoe jy by die groen gras en by die waters van vrede tot rus gekom het. As dit met jou sleg gaan in die lewe, kan jy vertel dat jy deur 'n dal van doodskade weer gaan, maar dat jy nie bang is nie, want God is by jou, en hy sal jou nooit alleen los nie. Vertel net, as die geleentheid hom voordoen, dat die Here vir jou iets beteken. Maar moenie dweep nie. Dit moet ook nou nie punt kom dat die mense sê, o jemel, daar kom Janey aangestap, sy gaan seker nou weer vir ons met een of ander Bybelvers oor die kop slaan. Ek dink nie dis nodig om vreemdelinge tromp op te loop, of aan vreemde mense se deure te gaan klop en dreigend te vra, ken jy vir Jesus? Wees net daarop bedag in jou alledaagse lewe. Laat die Heilige Gees jou net sensitief maak vir 'n geleentheid waar jy kan vertel, die Here is vir my goed. Hy sorg vir my. Iewers in die gesprek kom daar dalk 'n volgende geleentheid waar jy gemaklik genoeg is om te vra, maar wil jy nie saam met my kerk toe kom nie? Daar dien ons daai Here wat so goed is vir my. En as jy dan totaal vreesbevange raak, as die ou vir jou sê, maar wat moet ek doen om gered te word, dan bel jy maar een van die ouderlinge, of vir my, dan kan ons daaroor praat. Maar moenie daar eindig nie, moenie dat die eindpunt jou verhinder om te praat nie. Die wederkoms van Christus is op pad, hier het ons dit nou weer gelees. Ek wil nie hê, daai dag moet aanbreek, en ek moet iemand sien, wat oor my pad gekom het, en hy sê vir my, hoekom het jy my nooit vertel nie? Hoekom het jy nooit gesê, die lam wat gekruisig is, het opgestaan? Hoekom het jy my gelos, dat ek maar voortvoeter op my ou pad, en nou is dit te laat? Kyk uit vir geleenthede, moenie dweep nie, jy hoef nie die Bybel uit jou kop uit te ken nie, maar praat oor die hoop wat in jou leef. 1 Petrus 3 vers 15 help my so baie daarmee.
Daar staan, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee. Aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Hoor jy dit, waar dit begin? Dit begin eintlik by 'n manier van leef, voordat jy nog jou mond oopgemaak het. Net deur die kalm manier waarop jy deur die diep waters van die lewe gaan, kan mense al sien. Hierdie ou is anders as die res. Hy maak nie 700 000 blikkies kos bymekaar en doen allerhande vreemde goed, of gee hoop op, of vervloek als en almal. Hierdie ou het so half 'n rustige vrou, het so half van 'n rustige lewe. Wat gaan aan met jou? Verduidelik vir my. Hierdie vers sê dat mense 'n verduideliking sal eis oor die hoop wat in jou lewe. Hoekom is jy so? Hoekom is jy so rustig? Hoekom pla die probleme en die swaar kry van hierdie lewe jou nie op dieselfde manier wat dit ander mense pla nie? Hoekom bly jy vriendelik al het jy deur die hel en teruggegaan in jou lewe? Soveel slegte goed het gebeur. Hoekom maak jy nie maar soos wat Job se vrou gesê het hy moet maak nie? Vloek God en sterf. Nee. Wees gereed om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in jou leef. Ek dien Jesus Christus. Ek is gemerk, gemeet. Ek is sy eiendom. Hy sal my bewaar. En hy kom weer om ons te kom haal. Is jy gereed vir daai dag? Amen. Here, U is vir ons so goed. Wanneer ons by die groen weivelde en die waters van vrede en rus kan ontspan, maar U is vir ons net so goed wanneer ons deur die donker dieptes gaan. In hierdie lewe, Here, beleef ons die soet en die suur van die lewe. Maar ons weet U is altyd by ons. U is die altyd teenwoordige, die lam wat geslag is, maar wat leef. Dankie, Here, dat ons met hoop kan leef. 'n Vaste sekerheid dat al vergaan alles rondom ons, U sal ons nooit in die steek laat nie. Here, net dit is die boodskap wat die wêreld daar buite so nodig het om te hoor. Here, ons almal beweeg iewers, dalk by die werk, dalk met 'n buurman, dalk met 'n familielid. Iewers beweeg ons almal op 'n terrein waar daar mense is wat U ooglopend nie dien nie. Mense wat nie met hierdie vredevolle hoop in hulle harte leef nie. Ag Here, ons weet U wil ons gebruik, maar ons is maar bang. Ons is nie lus om dweperig te klink nie, en ons is eintlik ook nie lus vir mense wat dalk vir ons lag daaroor nie. Ons sê dit vanoggend vir U, Here, want dit is die waarheid. Maar ons weet dat U ons as kerk geroep het, en ons staan voor U. En dat dit deur U krag is, dat as ons dan iets moet sê, daai woorde reg sal uitkom. Gebruik ons om met dade en met woorde te vertel van die hoop wat in ons leef. Ek
Bid Here dat U ons as kerk, ons as gemeente van Beinsvlei in U hand sal vashou ook in hierdie komende week. Here, dat U vir ons sensitief sal maak vir geleenthede om sommer te begin met 'n leefstyl wat wys dat ons U liefhet en U ken. Here, laat ons sommer in ons huise begin oefen. En mag die getuienis wat ons lewer die uithoeke van die wêreld bereik deur U genade. Amen.